Ek gesels sommer gou hier met julle oor volgende stappe terwyl die kinders buite speel. So, ons het nou die kultuur begin, ons het hom vir 7 dae lank gevoer en miskien wys jou nou nog nie tekens van verdubbeling nie. Die botteltjies is dalk nog klein, hulle is nog nie lekker groot nie en daar's nie ander tekens dat die kultuur al gevestig is nie. So wat ons dan nou volgende gaan doen is vir die volgende paar dae gaan jy begin deur jou kultuur elke 8 tot 12 ure te voer, nie net een keer 'n dag nie. So jy gaan dieselfde resep volg, jy gaan helfte van jou ongevoerde suurdeeg, verwyder uit die vles en dan 60 gram water, 60 gram meel voer. En so gaan jy aangaan totdat jy al die tekens sien dat jou kultuur gereed is om mee te bak. Ek sal in 'n volgende video deel presies hoe 'n aktiewe kultuur lyk waarmee jy kan bak en dan kan jy seker maak dat jy nou voldoen aan al die vereistes. So byt net vas, hou moed, jy net geduld. Een van hierdie dae gaan jy jou eie varsgebakte brood hê. So my kultuur wat ek begin het hierdie week wys ook nog nie tekens nie. So ek gaan dus dan nou aangaan vir die volgende paar dae tot myne reg is. Ek sal julle laat weet hoe lank dit myne geneem het en dan kan ons sien hoe dit vergelyk met julle sin. Onthou daar is verskeie faktore wat bepaal wanneer jou kultuur gereed gaan wees. Die temperatuur, die humiditeit, die tipe meel wat jy gebruik het, selfs jou waterkwaliteit kan beïnvloed hoe lank fermentasie neem in jou kombuis. So daar is nie 'n handboek resep wat jy kan volg en dit is presies hoe dit gaan uitwerk vir jou nie. Die suurdeegreis is verskillend vir almal. Dis uniek aan jou en aan jou omstandighede. So onthou dit, hou dit net in jou agterkop wanneer jy besig is met hierdie proses.